shadows burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your
sing, hoe groot is ons God. Is die elke naam. Is die naam voor elke naam. Waardig is die land. My hart sal sing, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God. Ons sing, hoe groot is ons God. Almal sal sien, hoe groot is ons is ons God. Ons sing, hoe groot is ons God. Almal sal sien, hoe groot is ons God. Die Here is hier. Die Here is hier. Weet jy hoe groot is ons God? Weet jy hoe magtig is ons God? Ons gaan dit weer sing. Maar as jy vanaand gebed nodig het, dan wil ek hê jy moet gou uitkom. Hier's 'n magtige salwing. 'n salwing wat jukke breek. 'n salwing wat gesond maak. 'n salwing wat vry maak. Al wat jy moet hoef te doen is te sê, Here, U is so groot. Hoe Is ons God. Ons sing, hoe groot is ons God. Almal sal sien, hoe groot is ons God. Hoe groot
sing, hoe groot is ons God. Here, vanaand het jy 'n wonderwerk gedoen. En mense sal sê, hoe groot is hulle God. Here, Elia sê, ek staan op die lewende God. En ons staan, en ons sê vir almal, hoe groot is ons God. En almal sal sien, hoe groot is ons God. Here, dis my gebed vir die gemeente. Dis nie belangrik dat mense sal sê, julle sing so mooi, of jy preek is so mooi nie. Dis belangrik, dat mense hier sal verbyry, of hier sal inkom en sal sê, hoe groot is hulle God. Salf elkeen nou, Here. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. U kan die sitplekke neem. Loof die Here. Is die moeite werd om in die huis van die Here te wees. Want ons staan onder God se sambreel. Staan onder die sambreel van die Here. Sy beskerming, sy guns, sy goedheid. Jy mag nooit 'n diens mis nie. Nie om na die preek te kom luister nie. Om te kom hoor wat die Here vir jou wil sê. Dit wat hy vir jou wil oopbreek. Ek gaan net een vers lees. Ek is mal oor Efesiërs 4. Jy kan 'n hele seminaar oor hom aanbied. Net een vers 13. Ag, Filippense, wat het ek nou gesê? Efesiërs. Lees maar in Efesiërs, dan bid jy vir Openbaring. Filippense 4, julle sien, ek dink aan ander goed wat ek wil sê. Ek is tot alles in staat, deur Christus, wat my krag gee. Julle weet, dis baie intimiderend, vir 'n pastoor, of 'n sangleier, of wat ook al. As jy voor staan en mense begin te giggel, en jy weet nie hoekom nie. En nou probeer jy uitfigure, wat het hulle, jy maak nooit 'n fout hier nie. Wat het hulle verkeerd gehoor? Filippense 4. Die lewe is so gejaag. Dis so 'n geskarrel. Dit voel vir my, ek weet die krag is in die teenwoordigheid. Maar dan voel dit vir my baie keer, die lewe gaan so vinnig, daar's nie altyd tyd om in die teenwoordigheid te wees nie. Daar's nie altyd tyd of genoeg tyd, kom ek sê liewer so, net om stil te word voor die Here. En net te sê, Here, breek u woord vir my oop. En natuurlik is daar tye wat jy bid en die Here vasgryp en die Here sê niks. En dis die tye wat jy sê, Here, ek wil net onder u sambreel wees. Here, ek wil net onder u krag wees. Daarom sê die woord, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ek hou van Paulus. Paulus is 'n akademiese man. So hy sê goed soms ingewikkeld. Dis beter vertaal. Nou wat hy hier doen is, daar was 'n stoïsynse lering. En die stoïsynse lering het hulle hele ding gebou op een Griekse woord wat autarkes beteken. Dit beteken selfonderhoudend. Dis 'n leer wat sê, jy het niemand in die lewe nodig nie. Jy het niks in die lewe nodig nie. Jy sal alleen oorleef. Jou vrede is in jou, jou geluk is in jou, jy het niemand nodig nie. Nou het hulle so teologie eintlik begin ontwikkel, en daar was 'n deel van die kerk wat hierdie stoïsynse lering begin navolg het. Ek ken mense wat sê ek het niemand nodig nie. Hulle weet net nie van hierdie lering nie. Ek sal alleen oor die weg. Jy gaan dit nie maak nie. Nou kom Paulus, dan gebruik hy dieselfde Griekse woord wat hulle gebruik, maar dan draai hy om, en is eintlik daai alles, en dan draai hy hom om, dan sê hy, ons is nie selfonderhoudend nie, ons is God onderhoudend. Ons is afhanklik van die Here. Ons is nie van mense afhanklik nie, ons is van die Here afhanklik. Dit beteken, die Here is my krag, dit beteken die Here is my sterkte, dit beteken die Here is my rots, dit beteken, hy is my sambreel wat my aanraak, en hy is my sambreel wat my beskerm, hy is die een wat elke dag saam met my loop, so ek hoef eintlik nie oor die môre bekommerd te wees nie, ek hoef eintlik nie oor die toekoms bekommerd te wees nie, want die Here is in beheer. Hy is my God, en dis wat hy sê, as jy die hele hoofstuk vat, en ek gaan nie oor hom preek nie, dan begin hy, dan sê hy, my blydskap en my kroon staan vas in die Here.
My blydskap staan vas in die Here. Met ander woorde, niks kan my blydskap van my steel nie. Niks kan my blydskap van my wegvat nie, want my blydskap en my kroon beteken oorwinning in Grieks. Hy sê my oorwinning staan altyd vas in die Here. So wat Paulus eintlik vir hierdie gemeente sê is, hy sê, jy kan nie sê ek is 'n verloorde nie. Jy kan nie sê ek is niks nie. Jy kan nie sê ek is niemand nie, want jou oorwinning staan vas in die Here. Onthou julle die ou lied oor rots van die eeue? Ek skuil net by U. So wat het ons gesing? Dis Bybels, dis skrif. Die rots kan nie wankel nie. Die rots verander nie. So my stabiliteit is in die Here. Dan sê hy net daarna, hy sê, en later in vers 4, hy sê, en dan verbly jy jou in die Here. As jy vas staan in die Here, kan jy begin bly. Onthou wat hy sê? Hy sê jou blydskap is in die Here. Nou sê hy, verbly jou in die Here. Raak opgewonde oor die Here. Ek staan baie keer verbaas oor dat mense nie oor die Here kan opgewonde raak nie. Weet julle, as jy hier voor staan, miskien moet ons 'n kamera hier kry, wat soontoe wys, en dan hier op 'n skerm gooi, laat jy kan sien hoe jy lyk as jy sê, hoe groot is ons God. Dis partykeer scary. Jy moet jou oë toemaak, want jy sê, hierdie ouens hulle was bly, die laaste keer, die 3 Junie 1994. Was die laaste, en ek weet nie wat het daai dag gebeur nie, dis sommer net 'n datum. Dis waar hulle laas bly. Nou sê hy sê, as jy vas staan in die Here, dan kan jy bly wees, want jou blydskap is in die Here. Dan sê hy, want die Here is naby, die Here is my beskerming. Dis hoekom my tema is, ek is onder God se sambreel, want die Here is die heeltyd by my. Ons voel alleen, ons voel uitgelewer, ons voel ons moet 'n stryd stry, ons voel ons kom nie oor die berg nie, ons voel die donkerte is sterk, ons voel die woestyn is net te groot, maar die woord sê, die Here is altyd naby. Hy's by jou, hy hou jou hand vas, en hy loop saam met jou. Dan sê hy, dan sal jy vrede. Jy sien, ons het hierdie ordes verkeerd. Koop 'n pilletjie en jy het vrede. Nee, daai pilletjie gaan uitwerk. Dan gaan die een langs jou net erger lyk. Dan het jy 2 pilletjies nodig, om die donkerte weg te kry. En hoe meer pilletjies jy drink, hoe erger lyk jy ouens rondom jou. Later het jy pilletjie in die oggend ook nodig, net om jou te kickstart. Nee, die vrede is in die Here, maar die vrede staan nie los nie. Jou vrede kan net staan as jy oorwinning in die Here het. Jou vrede kan net staan as jy blydskap in die Here het. Jou vrede kan net staan as jy weet, die Here is die een wat my vashou en hy's naby aan my. Dan begin hy met mooi goed en hy sê al hierdie mooi dinge, en dan sê hy, bedink dit. As jy weet jy oorwinning is in die Here, gaan kyk in die spieël vanaand. Roep jou hele gesin, laat hulle kom kyk. Dan kyk jy in die spieël, dan sê jy, dan wys jy die vinger en sê jy beter anders begin dink. Hierdie is nonsens. Jy kan nie so dink nie. Stop dit. Dis die vyand se speelplek. Is jou gedagtes. Nou almal van julle kan dink. As jy nie kon dink nie, was jy in die moeilikheid. En elkeen van julle het nou 'n denke oor wat ek nou vir jou sê. Weet jy, terwyl, dis nou so niks my preek te doen. Terwyl jy dink, is daar 100 miljard selle wat gelyk begin werk in jou liggaam. En jou brein sê vir hulle, wat moet hulle doen? So jou brein beheer alles. Hy beheer hoe jy voel, hoe jy dink, hoe jy gaan sing, hoe jy gaan saamwerk en al hierdie goed. So terwyl ek nou met jou praat, elke stelling wat ek maak, is daar 100 miljard selle wat daarop reageer. Elke stelling. Nou ek het nou in die laaste minuut, het ek 4 stellings gemaak, so daar's 400 miljard dinge wat deur daai breintjie van jou gegaan het. Nou sê die woord, bedink wat rein is. Onthou wat hy gesê het jou vrede is in die Here.
Nou as jou vrede in die Here is, dan moet jy begin bedink wat God sê. Dis hoekom ons baie hamer hiervoor en sê, dit gaan oor worship, dit gaan oor aanbidding, want as jy aanbid, is jy besig om die Here groot te maak. As jy aanbid, is jy besig om die Here se naam te eer. As jy aanbid, is jy besig om in die heerlikheid van die Here in te gaan. As jy aanbid, dan kom die vrede van die Here oor jou lewe, en dit is hoekom dit so belangrik is, dat jy moet sê, ek moet reg ingestem wees. Jy moet elke keer voordat jy kerk toe gaan, moet jy sê, Here, ek wil my gedagtes gevangen neem in die naam van Jesus. Here, as ons begin sing, dit maak nie saak wat nie, of ek nou van die koortjie hou of nie, dit is onbelangrik, want ek sing nie oor die lirieke nie. Here, ek sing oor U, en ek wil die naam groot maak, ek wil die naam eer, ek wil U aanbid, en dan begin jy die vrede van die Here te ervaar, dan begin jy wonderlike dinge te doen, en dan sê hy, en ek het geleer om tevrede te wees. Weet jy, een van die grootste probleme van vandags mense is nie tevrede nie. Hulle hou nie van hoe hulle lyk nie, hulle hou nie van hulle karre nie, hulle hou nie van hulle huise nie, hulle hou nie van die baas nie, behalwe Adele, sy dink die wonderlikste persoon vir wie sy werk, sy en Ansie en Christian, hulle sê, ons weet nou nie waarvan jy praat nie, dit is nou eintlik wonderlik, so, en die mense is net ontevrede. Dis hoekom hulle kwaad is, dis hoekom hulle opgewerk is, dis hoekom jy in die straat loop en allemaal blaas allemaal toeter. Hulle is ontevrede, hoekom? Want hulle is nie gelukkig met hulle self nie. Nou die rede is, onthou wat ek sê, gaan lees Efesiërs, los Efesiërs, nie Efesiërs nie, Filippense 4, en merk dit in jou Bybel, en sê, stap 1 is, my blydskap en my kroon is in die Here. Merk dit. Vers 4, verbly jou in die Here, begin bly te word oor alles. Dan sê hy, en ek het een uitgelos, hy sê, dan wees oor niks besorg nie. En dan sê hy, eers kan jy vrede. Los dit, gee dit vir die Here. Begin op 'n plek te kom, wat jy sê, Here, U is in beheer van my môre. Ek kan so opgewonde raak oor die toekoms. En ek wonder wat gaan dan gebeur, dan gaan dit gebeur, dan gaan hierdie boot sink, en dan gaan daai, ek het eendag 'n preek gehoor, toe sê die ou, vergeet van jou skip wat moet inkom. Swem die ding tegemoet, en gaan haal hom. Miskien sê jy, ja, maar ek glo dit, maar my skip is by Somalië, deur die pirates gevat, ek is seker, hy kom nie meer nie. So nou sê hy, wees oor niks besorg nie. Dan sê hy in vers 7, en dan sal die vrede eers kom. Moenie die orde van die Here begin omdraai nie. Dan in vers 8 sê hy, kyk wat jy dink. Kyk, tot nou toe het hy met God gepraat. Hy sê, die Here is my sterkte, die Here is my oorwinning, die Here is my vrede, die Here is my krag, ek is onder God se sambreel. En dan sê hy, kyk hoe jy dink. En dan sê hy eers, en ek moet tevrede wees. Begin die Here te dank. Weet jy, daar is 'n groot geheim in die Bybel. As jy die Here dank, daag hy op. As jy vir hom sê, Here, ek dank U vir die guns, ek dank U vir die goedheid, ek dank U vir die genade, dan daag hy op. En dan eers kom hy by vers 13 en sê, ek is tot alles in staat. Dan eers. Dit help nie, jy sê, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee nie, maar ek weet net nie, hoe gaan ons hierdie probleem oplos nie. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee, maar die dokter het nou gesê, dit is kanker. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee, maar Absa bel my elke môre, want hulle is so bang, ek kom iets oor. Want as ek iets oorkom, is hulle bankrot. Ek sien, as jy die orde verkeerd kry, dan het jy nooit vrede nie. Dan eers sê hy, ek is tot alles in staat, deur Christus wat die krag. Want sien, as jy daar kom, dan het jy geleer om in die teenwoordigheid van die Here te leef. As jy daar kom, het jy geleer om onder die salwing van die Here te leef. As jy daar kom, het jy geleer om onder die krag van die Here te leef. En weet jy wat, kom ek vertel jou 'n groot geheim, dit het beïnvloed jou geestesgesondheid. Dit beïnvloed hoe jy gesond is in jou liggaam, want jou gees, siel en liggaam kan nie van mekaar geskei word nie. As jou gees gesond is, word jou liggaam gesond.
So jou geestesgesondheid, dis die gonswoord. Almal praat oor geestesgesondheid op die oomblik, en almal kyk, jy kan gaan vir toetse, om te kyk of jy geestesgesond, en al die goed is, maar as jy weet die Here is in beheer, as jy weet die Here is my sterkte, as jy weet die Here is my kroon, dan gebeur daar iets in jou binneste. Deuteronomium 30, sommer vroeg in die Bybel, vers 19, en neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe dat jy kan lewe. Nou as jy dit nou lees, deur die bril van Filippense 4, dan kies jy die heerlikheid van die Here. Jy's vanaand in die kerk, want jy die heerlikheid en die heiligheid van die Here gekies. Jy het gekies om in sy teenwoordigheid in te kom. En dit beteken, jy begin te fokus op die almag van die Here. Jy weet, hulle het ons geleer, toe hulle ons geleer het van sangelei, op Theologische College, toe het hulle gesê, asseblief, jy bid die hele week, en jy lê die hele week voor die Here, oor die diens, en jy stap daar in, en jy so gecharge. Daai eerste koortjie as jy sing, wil jy in tale begin sing, en jy wil die Here begin aanbid, en hierdie ouens kyk jou en sê, wat rook jy? Want hulle het nog met, nie julle nie, maar ander gemeentes, hulle het nog met mekaar beklei hier buite. Nou moet jy instap, en nou moet hulle in tale begin sing. Hulle kan dit nie doen nie. So nou het ons geleer, die eerste 3 koortjies maak, maar nou nie vir Werner, so kyk, dis 'n ander gemeente hierdie. Die eerste 3 koortjies maak 'n sangleier nie sy oë toe nie. Hy moet kyk, waar's die mense? Is hulle by my? Is hulle saam met my? Want jy sien, as jy in die teenwoordigheid van die Here leef, dan maak jy enige oomblik, enige plek kontak. Maak jy saak waar jy is nie. En dit is waar die Here wil hê ons moet wees. So, moenie al jou energie spandeer aan die negatiewes nie. Moenie al jou energie spandeer aan dit wat verkeerd is nie. Begin jou energie te spandeer in die grootheid van die Here. Dan kan jy sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Want nou word jou energie reg gekanaliseer. Daarom sê hy, kies, en elke dag van jou lewe kies jy, elke oomblik van jou lewe kies nou, jy kies nou, of jy luister of nie, jy kies nou, of jy dit aanvaar of nie, so ons is die hele tyd besig om te kies, jy moet die hele tyd lewe kies, jy moet vir jouself vra, dit wat ek nou beleef, gaan dit leide tot lewe, of leide tot sterwe, ek het net nou gesê, die liggaam doen, wat die brein sê, dis hoekom die woord sê, verander. Laat God julle verander. Daarom sê Jakobus, doen afstand van alles wat boos is. Onthou wat hy gesê het, kry jou brein, jou gedagtes in lyn. Hoe kry jy dit in lyn? Met die woord van God. Lees die woord. Lewe die woord. Jy weet, ek weet nie of jy al agtergekom het nie, maar ek hou nogal van braai. Julle het seker nog nie agtergekom nie, maar dit beteken niks, as ek vas, en ek doen dit nogal redelik deur die jaar, as ek vas, kan ek visualiseer hoe ek 'n vuur maak, en ek kan visualiseer hoe ek die steak op die kole sit, en ek kan selfs in my databank van geheue oproep wat vet doen as dit by vuur kom. Daai sis geluid, dis 'n hemelse geluid. As jy dit, en jy kan al hierdie goed visualiseer en sê, dis nou lekker. Nee. Baie mense dink, ek hoef maar net seker goed geestelik te visualiseer. Nee, jy moet in die teenwoordigheid lewe. Dit moet 'n werklikheid in jou lewe word. Jy moet nie praat oor 'n kroon nie, jy moet die ding op jou kop hê. Jy moet nie praat van oorwinning nie, jy moet dit lewe. Jy moet nie vir almal 'n lesing probeer gee oor vrede nie. Jy moet demonstreer hoe die vrede van die Here lyk. Maar waar's die probleem? Prediker 7 vers 29 sê, hy sê, kyk, net dit het ek uitgevind. Prediker is 'n slim man. Hy sê, dit het ek uitgevind. God het die mens reg gemaak, maar hulle het baie slim planne gesoek, sê die nuwe vertaling. Die Here het jou reg gemaak, maar jy dink baie schemes uit.
baie planne uit. Weet jy, as dit gaan oor die teenwoordigheid, as dit gaan oor die salwing, is daar nie schemes nie. As dit praat oor die krag van God, jy kan dit nie dupliseer nie. Jy kan dit nie fake nie. Jy het die krag van die Here in jou lewe of jy het nie. Jy het die salwing van die Here op jou lewe of jy het dit nie. Jy het die krag van die Here op jou lewe of jy het dit nie. Ek stap nou die dag in die kolonnade. Nou wil ek by die Koem boeke iets gaan koop. Nou my kop werk so. As ek Koem toe gaan, dan stop ek aan die naaste ingang en ek loop in en ek gaan Koem toe en ek stap in en ek vra vir hulle, het julle hierdie boek? En ek vat die boek en ek betaal en ek loop. Ek kyk nie wat se nuwe winkels is daar in. So dis kom ek baie keer by jou verbyloop, want jy's nie op die lysie van Koem nie. Ek kyk nie rond nie. En ek loop so na Koem toe en ek sien nie kom 'n vrou aangestap, sy is swart van kop tot tone. Maar dit pla my nie, want daar's nie 'n probleem met swart nie. Maar toe sy so aankom, toe ervaar ek iets in my gees. En ek weet hierdie is nie van die Here nie. Nou, ek kan niks doen nie, dis 'n openbare plek, en sy loop so, en toe sy aankom, toe steek sy vas. En sy kyk my so in die oë. En sy loop na die ander kant van die sentrum se gang, en sy gaan loop daar. En die gees van die Here sê vir my, jy hoef nooit die vyand te vrees nie. Want die krag wat in jou is, tel die vyand op. Maar, dan moet jy op hierdie plek kom, en sê, Here, laat die vrede in my wees. So, wat sê die woord eintlik? Kyk, as ek nog terug gaan na hierdie prediker toe, man, is 'n mooi preek. Hy sê, die Here het ons reg gemaak. Die Hebreëse woord wat hy vir reg gebruik, is eintlik perfek. Hy sê, die Here het jou perfek gemaak. So, moenie laat ek ooit in my lewe weer hoor, jy sê, ek is nie perfek nie. Want die woord sê, die Here het jou perfek gemaak. Hoeveel perfekte mense is vanaand in die kerk? Almal wat geluister het en hulle hand opgesteek. As jy nou so rondkyk en sê, wat gaan aan? Is oké, wees rustig. Moenie laat jou ontstel nie. So jy's perfek, maar nou kort jy iets. Jy's perfek gemaak, maar wat kort jy? Die salwing van die Here, en die krag van die Here, en die teenwoordigheid van die Here, die oorwinning van die Here. Dan sê jy, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Jy kan hierdie sinsnede eintlik omdraai. As jy na die Hebreëus op allerlei dinge kyk, dan sê hy eintlik, alles is vir God moontlik. En omdat alles vir God moontlik is dit vir jou ook moontlik. Dis 'n oorwinning in die Here. Daarom kan ons hierdie oorwinning leef. Jy kan die krag van die Here leef. Maar onthou wat ek net nog gesê het, jy kan dit visualiseer, jy kan filosofeer daaroor, jy kan baie praat daaroor. As jy dit nie glo nie, beteken dit niks. As jy dit nie jou eie maak nie, kan jy nooit sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee nie. Jy kan nooit sê, ek het die vrede van die Here in my binneste nie. Jy kan nooit sê, ek is meer as oorwinnaar deur Christus wat my die krag gee nie. Die Here droom groot oor jou. Die Here beplan groot oor jou. Hy sê, en ek rus jou toe om berge te kan skuif. Ek rus jou toe om dooies te kan opwek. Dis dieselfde krag wat in God was, wat in Christus was, wat in jou is. Nou natuurlik so ontwikkeling. En dis hoekom ek deur die vinnige stappe gegaan het, miskien moet ou dit meer in detail preek. As jy kind is, dink jy soos 'n kind. En jy tree op soos 'n kind. En jy maak besluite soos 'n kind. Want dis die kennis wat jy het. As jy 'n groot mens is jy veronderstel om ander besluite te neem. As jy die TV-programme kyk, Science of Stupid, dan wonder jy baie keer. As hy op 'n dak staan, 'n volwasse man, en hy wil in 'n opblaas swembad inspring, en dink dit gaan werk, dan sê ek, go for it. As jy so stupid is, go for it. As jy onder die krag van die Here leef, dan skakel jy hierdie stupid uit. En jy sê, Here, lei my deur u Gees. Weet jy, eintlik is ek en jy geskiedenismakers. Want die Here gaan 'n herlewing oor Suid-Afrika uitstort, ek glo dit. En ek glo met my hele hart, dit gaan in ons tyd wees, ek glo dit. So jy gaan deel wees daarvan.
Daarom is jy 'n geskiedenismaker, maar dan moet jy by die begin begin, en ek wil hê, jy moet die res van hierdie week, moet jy Filippense 4 vat, en jy moet elke stap wat ek nou so genoem het, moet jy bietjie gaan onderstreep, en gaan kyk bietjie kruisverwysings, gaan kyk bietjie ander tekste, wat daaroor praat, en jy sê, Here, ek wil hê, my lewe moet verander, Here, die blydskap in die kroon moet vas staan, baie ouens het nie meer 'n kroon nie, baie ouens het dit verloor, baie mense het nie meer blydskap nie, hulle het dit verloor, dit begin by, dit moet vas staan in die Here, jy kry dit nêrens anders as by die Here nie. Dan moet ons net daar begin. So jy kan suksesvol wees. Jy kan gelukkig wees. Jy kan 'n wonderlike werk hê. Jy kan alles beleef, want die woord sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Maar onthou, en daarmee sluit ek af, dit is gekoppel aan die stappe voor dit. As jy daai stappe uitlaat, dan gaan jy sukkel om tot alles in staat te wees. Want weet jy wat is nie ons nie, ander groot mense in Suid-Afrika se probleem. As jy vir 'n kind iets sê, dan glo hulle dit, punt. Want pa het gesê, dit sal so wees. As iemand vir jou dieselfde sê as groot mens, dan dink ons nie altyd is moontlik nie. Ons dink aan al die redes hoekom dit nie kan werk nie. En dan sê ek glo dit nie, want Rudolf het nou gesê, hy gaan vir my 10 miljoen môre inbetaal. Ek weet nie. Ek glo die Here kan enigiets doen, maar as ek na Marlene kyk, sy sal dit nie toelaat nie. Nee, is nie so. Is dit 'n profeet hier nie? Ons kyk oor hoekom kan dit nie werk nie. Maar Paulus kom op 'n plek wat hy sê, en toe hy deur hierdie goed gaan sê, en as ek dit het, is ek tot alles in staat, deur Christus, wat my die krag gee. Onthou, jy's nie die tweede beste nie. Want die Here het jou perfek gemaak. En hy vul jou met sy krag. Nou kan jy oorwin. Sit bietjie daai kroon weer terug. Sit bietjie daai kroon weer terug. Jy weet, ons het 'n foto, ek dink Emma was 2. Ek kan nie onthou nie. Toe kom ek vanmiddag op 'n foto af waar hy, wie dink hierdie stupid papierkrone uit? Daai mense sal nie die hemel maak nie. Nou, Emma die kroon op, sy oupie, put aan. Nou het ek ook, nou is daar 'n foto, waar ek met haar op my skoot sit met die kroon. Ek het hom onmiddellik gedelete. Net nou lek het uit. Dis vrees aan jou hand, want ek dink is die stupidste goed dat jy, maar miskien like jy dit gou, moenie laat ek jou intimideer nie. Maar weet jy, daar is een kroon wat jy nooit mag afhaal nie. En dis die oorwinnaarskroon in Christus. As jy in 'n plek instap, onthou die geeswêreld sien dit. As jy in 'n plek instap, kan elke engel, elke demoniese mag, kan die oorwinnaarskroon sien. Leef dit, en dan is jy tot alles in staat. Kom ons gaan saam bid. Loof die Here. Miskien moet ek tog 'n uitnodiging gee. As jy nie 'n oorwinnaarskroon vanaand op het nie, steek net op jou hand en ek wil graag vir jou bid. Ek wil nie jy moet uitstap sonder 'n kroon op jou kop nie. Miskien het jy hom afgehaal. Almal se oë is toe en hoofde is verbuig. Dan sê jy, Here, ek wil net my kroon terugsit. Nou jy steek jou hand voor die Here op, nie vir die kerk nie. En jy kan hom dadelik laat sak. Dankie Here, dankie Here, dankie Here. Dankie Here. Here, baie dankie vir elkeen wat vanaand 'n hand opsteek en sê, ek wil 'n oorwinnaar vir Christus wees. Ek wil triomfeer, nie retireer nie. Ek wil in oorwinning leef onder die salwing en onder die krag van die almagtige God. Ek wil onder die salwing van die Here beweeg. Ek wil hê die salwing van die Here moet my lippe aanraak. Ek bid, Here, elkeen wat hulle hande opgesteek het, 'n wonderwerk nou, 'n bonatuurlike wonderwerk, dat hulle die krag beleef. Here, as ons hier uitstap vanaand, moet ons weet, ek is tot alles in staat, deur Christus, wat my die krag gee. In hom het ek vrede, in hom het ek blydskap, in hom het ek krag. Daarom kan ons sê, Here, dankie, dat ons vanaand onder u sambreel kan leef. Seën elkeen met 'n dubbele deel van die krag. Dit bid ons in Jesus naam.
Amen. Kom ons staan en sing ons Can You Believe What the Lord Has Done. Hy het 'n groot werk in jou gedoen. Kom ons sing tot eer van U. Can you believe what the Lord has done in me? Can you believe what the Lord has done in me? He saved me, cleansed me, turned my life around, set my feet upon the solid ground. Can you believe what the Lord has done in me? Can you believe what the Lord has done in me? Can you believe what the Lord has done in me? He saved me, cleansed me, turned my life around, set my feet upon the solid ground. Can you believe what the Lord has done in me? Can you believe what the Lord has done in me? Can you believe what the Lord has done in me? He saved me, cleansed me, turned my life around, set my feet upon the solid ground. Can you believe what the Lord has done in me? Loof die Here, kom ons gee vir hom 'n lofoffer. Here, ons loof U. Dankie Here dat ons vandag net so in die huis kon wees. Dankie vir die guns. As ons sing, voel ek ons loop op heilige plekke. Here, seën elkeen in hierdie week. Vir ons is dit 'n onbekende week, maar U is in beheer. U is daar, U bestuur alles. Seën elkeen. Here, as daar groot struikelblokke in hierdie week is, dankie Here. U maak 'n pad vir elkeen vanaand in hierdie kerk. Seën elkeen, dit bid ons in Jesus naam. Amen. Kan jy net gou-gou 'n oombliekie sitplekke neem? Onthou aksie enkel, verkoop nou pastye, dis R10 in die koffiehuis, gaan maak eers gou draai daar, drink 'n lekker koffie saam. Dis so lekker om net met mekaar daar te kan gesels. Net bietjie andersins met mekaar te kan kuier, wat hier by die kerk sê ons hallo en hi en bye, dis al wat ons hier doen. Maar daar is dit so lekker om net saam te kuier, so maak gou-gou eers 'n draaitjie daar. Dan môre aand het ons manne aand. Ons gaan braai, ons moet begin. Ons het afgesluit met 'n braai nou die dag, laas jaar. En toe het ek nou pak gekry, want die ouens het my gesê, maar ons het nie begin met 'n braai nie. En toe sê ek, okay, ons sal afsluit met 'n braai. En toe raak my datums de mekaar. En toe ek weer sien, toe is dit die laaste maandag aan, toe het ons nie gebraai. So ons begin met 'n braai. Jy bring jou eie vleis, 'n koeldrank, wat ook al, as jy nou ander slaaie of sulke besighede wil hê, dan kan jy dit ook bring. Ek gaan sorg vir stokbrood. Ons gaan jy gaan jou eie stokbrood maak. Ons sal die stokkies hê, ons sal deeg hê. En dan is die idee, dis maar hoe ek dit doen. Ek verstaan nou nie hoe ander mense dit doen nie. Maar as jy die stokkie uitgetrek het, is daar mos nou 'n ou gaatjie, dan wil ons nou graag daar kondensmelk ingooi. Want dit werk baie mooi saam met stokbrood, dis heilig en al hierdie goeders. So jy kan 'n knoffel bottertjie ook daarin sit of wat ook al. Kom net. Bring jou eie, as jy julle bees wil braai, dis ook okay, maar ons gaan elkeen ons eie goedjies doen. 7 uur sal die vure reg wees, ons sal 7 uur begin braai, so ons sal sorg, ek en my handlanger, Steven, hy help my om die vure aan die gang te kry en al die koppies uit te kry, so as julle hier kom, 7 uur sal alles reg wees, en ons gaan lekker saam kuier net môre aan. Dis ons begin vir die nuwe kwartaal. Dan Dinsdag is daar gebedsevangelisasie, 9:30. Ek kan maar net met pastoor Ansie gesels. Sy sal baie meer inligting vir julle daar gee. Die vroue sel begin ook Dinsdag 10:00 en dan al die ander dinge is aan die gang. Ons weekse program, ons het 'n baie vol weekprogram. Daar gebeur amper elke dag iets. So ek wil nie elke keer alles net oor en herhaal nie. Maar ek dink, jy weet, dit het voor die diens geloop. Jy kan ook net nou weer kyk. En dan die 14 April, daai Sondag, die hartkloppers is ons, en as ek die ouderdomme noem, dis bloot aanduidings, 30s tot 50s, ons gaan nou nie as jy bietjie oor is of so, want mense vra vir my, beteken dit nou, ek sou 51 mag ek nie kom nie, dan sê ek nee, jy kom na die groep toe waar jy gemaklik voel, dis net 'n aanduiding, maar jy kan nou nie 94 wees, en wil kom by die 50ers nie, want ons gaan jou eers laat hardloop, en as jy dit nie in 10 sekondes doen tot by die pad nie, gaan ons sê, sleep so verby, ouwe huis toe, dis die, nee,
Nee, ons deel in groepe in, jy sien daar praat ek nou al klaar te veel goed. Ons deel in groepe in, maar hulle gaan lekker, wat ek eintlik wil sê is, hulle gaan lekker saam vetkoek eet, maar bring vulsel, ons gaan die vulsels daar op die toonbank neersit, en almal gaan lekker saam met die vetkoeke is gratis, maar dit is net 'n lekker kyk, daar is 'n lys daar agter, skryf jou naam by ontvangs, as jy gaan, dis volgende Sondag, so ek dink dis bietjie laat, om nou te sê, skryf jou naam in die boek van die lewe. Ok, en dan daai maandag die 15de, ek het vanmôre genoem, ons gemeente het betrokke geraak hierdie jaar by Louis Botha kinderhuis, dit werk so, jy raak betrokke by 'n huis, waar jy verantwoordelikheid neem, en nou daai dag is daar 'n meisie wat 16 word, en nou gaan pastoor Ansie is in beheer van die projek, sy gaan dan nou daar reël dat die dogter 'n verjaarsdagpartytjie kan kry, so as jy betrokke wil raak, asseblief praat met pastoor Ansie, is 'n groot behoefte, wat daar is, daar's 'n groot werk, en ons wil graag as gemeente ook daar betrokke wees. Dan, ek weet nie of is al die lesmateriaal al uit nie, maar die dames, klein groepies, die wat lesmateriaal bespreek het, of bestel het en betaal het voor, dit was vandag, ek weet nie of het alles uit is. As jy nog jou gekry het nie, dan sal dit in die portaal wees, dan kan jy dit net daar gaan kry. Ek dink dit is die hele storie. Here, baie dankie vir guns. Dankie vir die genade. Here, ons kan werklik in lofdal sê, U is vir ons goed. En ek bid, Here, seën ons in hierdie week 'n dubbele deel van guns oor elkeen. Dit bid ons in die grote naam. Amen. Mag die Here U seën en met U gaan. Can you believe what the Lord